Die voorreg is natuurlik so groot, na as ek al reeds vanoggend my boodskap uitgestuur het en die Heilige Gees iets op my hart lê, en ek weet daar's baie van julle wat dalk al vra oor dit gehad het, en ek antwoord u nou soos die Here of die Heilige Gees my oë na 'n gedeelte toe gelei het, en hoe die Gees van die Almagtige God het aan my bekend gemaak het met 2 skrifte. En dit handel oor hoe bid ek? Wat is die regte formulier? En die woorde wat ek sê, is dit belangrik of is dit nie belangrik nie? Wel, kom ons kyk na hierdie gedeelte. Wanneer u bid, praat u met God of is u in 'n gesprek met hom? Daar is verskil om in die oggend in gebed vir God 'n klomp woorde voor te sê, soos byvoorbeeld 'n inkopieslys, en jy het 'n klomp goedjies daar opgeskryf. Dit word vinnig afgerammel voor God of Jesus, en dan sê jy daarna amen, dis dan, dis verby, en jy gaan aan met jou dag. En jy vergeet actually waaroor jy gebid het. Jy sien, om met God te praat oor ons benodighede, soos byvoorbeeld, Here beskerm my familie, Here wees met my kinders waar ook hulle mag wees, Here help my deur hierdie dag, Here beskerm my by die werk. Dit is alles goedjies wat ons sê, en daar's geen tussenpose tussenin nie. En dan kort na dit sê ons amen, ons staan op en ons gaan aan met ons dag. Maar kom ons wees eerlik, om in 'n ware gesprek met iemand te wees, dit is mos 2 rigting. As u in 'n gesprek met iemand is, dan praat u, en dan sal tussenpose en u wag vir daai persoon om te reageer. Nou, hoekom wil ons dit in gebed anders doen? Ons noem 'n klomp groot woorde op wat ons in elk geval nie in ons daaglikse lewe gebruik nie. Ons probeer God impress, soos die Engelsman sê, maar waarlik wil ons God so klein maak om hom te probeer impress? Ek dink ons besef nie hoe groot God is nie, want hy ken die woord nog voor hy hom spreek, weet hy alreeds wat die woord gaan wees wat jy gaan spreek. Hy weet wat jy in die volgende uur en volgende dae en volgende weke gaan doen. So hoekom wil ons probeer om hom om te koop as sulks? Weet jy, hoekom probeer ons nie liewers om in 'n ware gesprek met God te wees nie? Wanneer jy in die oggend en in die aand of deur die dag, wanneer ook al u bid, stel 'n sekere hartswoorde voor hom. In ander woorde, praat met hom oor 'n sekere loetjie hartswoorde. Begin die woord aan die Here terugkwoteer, die logos woord, wat beteken die geskrewe woord, sodat dat God dan sekere woorde daarin kan verlig, sodat jy die geestelike implikasie vir jou daaruit kan kry, sodat jy kan sien hoe die Here jou antwoord, en wag met poses tussenin, en hou stil, sit af jou foon. Dis hoekom hy sê, gaan in jou binnekamer, maak die deur toe en bid my in stilte. Weet jy, Psalm of Psalm 5 verse 3 in the M says, in the morning you hear my voice, O Lord. In the morning I prepare a prayer, a sacrifice for you, and watch and wait for you to speak to my heart. Is dit nie fantasties? Kom ons kyk gou wat sê die Afrikaanse 53 vertaling in vers 4. In die môre, Here, sal u my stem hoor. In die môre sal ek dit aan u voorlê en afwag. Kan u sien, Dawid het hier geweet hoe om in 'n gesprek met God te wees. Die volgende keer as jy bid, is my gebed dat die Heilige Gees hierdie woorde aan jou sal bekend maak.
Dat dit nie net 'n klomp aframmeling van woordjies is nie, 'n klomp dankseggings nie, 'n hele inkopieslys nie, maar dat jy waarlik uit jou hart uit die Here bid. En dat die Gees van God dan, wanneer jy sekere skrifte wat jy in elk geval moet ken, wat jy, die Here sê jy moet die woord opeet en versadig word, sodat jy die woord aan die Here kan bid en dat hy sekere woorde vir jou kan uitlig. Ek wil net afsluit met Johannes 10 vers 27 en dit sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Weet jy, volg die Here, leer sy stem ken en wanneer jy in gebed is met hom, laat toe dat hy jou antwoord. Ek is pastoor Gary, brood en water 5 minute woord bediening en ek groet jou in die lieflike naam van Jesus en weet net, Jesus is baie lief vir jou. Amen.